Hoofnuus vanaand. Huldeblyke stroom in na die dood van Paus Franciscus in die Vatikaanstad, nadat hy nog gister die besoekers aan die Sint-Pietersplein 'n goeie Paase toegewens het. Die gemeenskap van Kleinfontein gooi wal teen beweringe van die MK-party dat hy nog 'n Orania wil skep. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die president van Italië, Sergio Mattarella, het sy diepe hartseer uitgespreek nadat die Vatikaan die dood van Paus Franciscus bevestig het. Die Vatikaanse arts het bevestig dat die paus na beroerte en onomkeerbare hartversaking dood is. Kerkleiers, lidmate van die Rooms-Katolieke Kerk en Christene wêreldwyd het hulde aan die 88-jarige paus gebring wat vanoggend in die Vatikaanstad in Rome gesterf het. Die Italiaanse president het gesê hy ervaar 'n gevoel van leegheid, 'n gevoel van ontneming. Die verwysingspunt waarop hy sy oë gerig gehou het, is weg. Die paus se dood het as 'n skok gekom nadat hy nog Paas-Sondag gelowiges vanaf die balkon op Sint-Pietersplein gegroet het. Vroeër die oggend het hy die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance ontmoet. Die ontmoeting het 'n paar minute geduur. Die paus het die Trump-administrasie gestrem oor sy immigrasiebeleid en die deportasie van tientalle immigrante. Die opskorting van die FSA se finansiële hulpskemas het die paus 'n greine skande genoem. Vance, wat self 'n Katoliek is, het later die dag amptelik met Vatikaanse amptenare vergader. Paus Franciscus het nie aan die gesprekke deelgeneem nie, omdat hy steeds besig was om te herstel nadat hy dubbele longontsteking opgedoen het. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het sy innige meegevoel betuig met Katolieke en diegene wat deur die paus se buitengewone lewe en voorbeeld geïnspireer is. Die klokke van die Notre-Dame-kathedraal het vir 'n paar minute in Parys gebeier, nadat sy dood bekend geword het. In Gaza-stad het Palestynse Christene aan hom hulde gebring en hom geprys vir die skenkings wat hy laat insamel het om verligting aan die gemarginaliseerde groep in Palestina te bring. Die aartsbiskop van Sirië, Antiba Nicolaas, het gesê te midde van die opstanding wat wêreldwyd gevier word, het Paus Franciscus vooruitgegaan na die deure van die opstanding. Jorge Mario Bergoglio van Argentinië is op 13 Maart 2013 as paus verkies. Hy was bekend daarvoor dat hy opgestaan het vir minderheidsgroepe, diegene wat verstoot is en die wat onderdruk is. Die Vatikaan het die 88-jarige paus se dood vanuit die kapel by sy tuiste, Casa Santa Marta, aangekondig. Ook in Suid-Afrika het verskeie hooggeplaastes en organisasies hulle medelee aan die Katolieke gemeenskap in Suid-Afrika en reg oor die wêreld betoon. President Cyril Ramaphosa het ook Paus Franciscus beskryf as 'n persoon wat 'n wêreldbeskouing van insluiting, gelykheid en sorg vir gemarginaliseerde persone en groepe bevorder het. President Ramaphosa het sy medelee namens die regering aangebied. Following so soon after the celebration of Easter, the passing of Pope Francis will extend this traditional period of prayer and reflection, which will unite the Church and the international community in reflecting on the Holy Father's life and legacy. Verskeie politici het ook hulle medelee uitgespreek. Throughout his papacy, he embodied the values of compassion,
justice and solidarity with the poor, values that resonate deeply with our own liberation tradition and the founding ethos of the African National Congress. Die DA, sê die Katolieke leier, sal onthou word vir sy progressiewe leierskap van die kerk en sy deernis vir diegene in nood. Die MK-party het hom ook beskryf as 'n vurige kampvegter vir vrede en versoening en het rouklaers van oor die wêreld gemaan om 'n lewe te vier wat in die diens van die mensdom geleef het en deur diepe morele oortuiging gelei was. Die EFF het intussen gesê, die paus se leierskap was gekenmerk deur toewyding aan die armes, ontheemdes en beginsels van die onderdruktes, wat die party meen is in lyn met sy stryd vir ekonomiese vryheid en sosiale geregtigheid. Die plaaslike priester by die Holy Trinity Katolieke Kerk in Braamfontein in Johannesburg, Vader Rassot Pollitt, sal die paus as 'n hardkoppige werkslaaf onthou, omdat hy geweier het om 'n operasie te ondergaan nadat hy 'n kniebesering opgedoen het. Paus Franciscus het sy besluit verduidelik deur te sê hy lei nie die kerk met sy knie nie, maar met sy gesonde verstand. Even now towards the end, I think there was concern from his medical team that he would be stubborn and he wouldn't rest. And in the last week or two, we've seen him making more and more appearances when we know he should have been resting for 3 months, is what the medical team said when he was released from hospital. Baie Suid-Afrikaners sê hy sal 'n groot leemte in die kerk agterlaat. It's a big loss because obviously the Pope is seen as a figurative, almost like a fatherly figurative in the Catholic, in the Christian world. So yeah, it's quite a loss and big shoes to fill actually. Pope was an incredible man of God, and it saddens me that he's left this planet because he did a lot of good for a lot of people. But at the same time, I know he's going to be with Jesus, and that's an amazing thing. Die Cathedral of Christ the King Kerk in Johannesburg het sy deure oopgemaak vir diegene wat 'n eerbetoon vir die paus wou bywoon. Gemeentelede van die Romeinse Katolieke Kerk in Mahikeng Noordwes sê dis 'n belangrike tyd vir die kerk om te verenig. For what I'm wishing is let us unite as Catholics to build the wishes of our Pope. And we are grateful that he has saved the church, and we say he must just rest in peace as the church prepares itself during this time of difficulty and mourning. Die Vatikaan het aangedui dat die paus se oorskot dalk reeds oormôre na die Sint Peters Basilika geneem kan word waar hy in staatsie gaan lê. Die Paasnaweek veiligheidsveldtogte het vrugte afgelewer met 'n merkbare afname in sterftes en ongelukke in alle provinsies. Verskeie departemente het saamgewerk wat tot die inhegtenisneming vir verskeie oortredings gelei het, insluitend dronkbestuur. KwaZulu-Natal het inderdaad 'n beduidende afname in padsterftes tydens die Paasvakansie aangemeld, met slegs 6 sterftes wat aangeteken is vergeleke met 21 in 2024. Dit word toegeskryf aan die toenemende polisie sigbaarheid op provinsiale paaie. We also had 2 people who were driving under the influence of alcohol. I mean drunken driving cases. Also we had 1 fraudulent disc, and we had 2 public transport vehicles that were transporting passengers without a necessary valid operating licenses. In die Oos-Kaap het verkeersbeamptes 'n toename in verkeer verwag met groot volumes wat op hoofroetes verwag word. 249 bestuurders is in Oos-London in hegtenis geneem vir beweerde dronkbestuur gedurende die lang naweek. Disturbing trend that we've noticed, particularly around the Buffalo City area, is the issue of hit and runs. We are seeing a lot of pedestrians being knocked over by vehicles that will not stop and move on as though nothing has happened. Owerhede in Mpumalanga is bekommerd oor die 18 padsterftes wat gedurende die Paasvakansie aangeteken is. Ten spyte hiervan blyk dit dat die provinsie se pogings om padveiligheid af te dwing positiewe resultate oplewer, veral in terme van arrestasies. Gauteng Verkeerspolisie maak gereed vir 'n besige aand met hoë volumes verkeer wat na verwagting tot laat sal voortduur.
In die provinsie is 18 ongelukke aangeteken wat gelei het tot 19 sterftes sedert Donderdag. The busiest freeway is the N1 where we are. We're counting 2,400 motor vehicles per hour at the Carousel Toll Plaza. That tells you that our freeways are extremely heavy. Die Weskaap het oor die Paasnaweek hoë verkeersvolumes ervaar met motoriste wat in en uit die provinsie gereis het. Om veiligheid te verseker is verkeersveldtogte op sleutelroetes ingestel. Die integrasie met nasionaal as ook provinsiale verkeer en polisiediens het goed gewerk. Ons het 'n integrated approach gehad en ons kon so fokus op different areas in die Weskaap. Intussen het die minister van Vervoer Wetstoepassingsagentskappe geloof wat die naweek aan diens was. Die N1 in Limpopo het veral 'n merkwaardige mylpaal behaal met geen noodlottige ongelukke nie. Hierdie sukses kan toegeskryf word aan verskeie faktore, insluitend polisie sigbaarheid, streng toepassing van verkeerswette en openbare bewusmakingsveldtogte. The N1 has not as yet experienced a single fatal crash, and this is a rare occurrence on this route, and it speaks of the effectiveness of our law enforcement and deployment plan in improving road safety outcomes. Die polisie sê die padveiligheidsveldtog sal selfs na die vakansie voortduur. Meer as 100 mense is in hegtenis geneem wat oor Paasnaweek probeer het om onwettig die grens by Beitbrug grenspos in Messina oor te steek. Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Dr. Michael Masiapato, sê die persone is deur hommeltuie opgemerk. Die grensbestuursowerheid sê hy het verskeie misdade en onwettige aktiwiteite by die Beitbrug grenspos oor die Paasnaweek suksesvol hokgeslaan, insluitend die smokkel van mense en goedere oor die grens. Die grensbestuursowerheid sê meer as 1000 mense is sedert verlede Woensdag vir verskeie onwettige aktiwiteite in hegtenis geneem. So we've been able to implement that successfully. So now from yesterday, which is Sunday, until today, we are now busy with the return leg. So up to this point, I'm very much satisfied. Dr. Masiapato sê baie van die sukses is te danke aan die tegnologie wat ingespan word. With the introduction of the drones, the most powerful part of it is we are able to monitor across the vulnerable segments. We are able to monitor in the port but also on the corridor. Now on the vulnerable segments, we are then able effectively to see when individuals are attempting to enter the country illegally. Die verkeersvolumes by die Beitbrug grenspos sal na verwagting toeneem na mate vakansiegangers na die Paasnaweek terugkeer na hul bestemmings. Die MK-party besoek die Kleinfontein gemeenskap in Pretoria en die DA en EFF môre in die hof oor die verwagte BTW-verhoging. Bly ingeskakel vir die en ander nuus. Baie welkom terug. Die MK-party het die sogenaamde Boere-Afrikaner dorp Kleinfontein buite Pretoria besoek om te bepaal of net Afrikaners toegelaat word om in die klein dorpie te woon. Die party glo die gemeenskap probeer om nog 'n Urania eksklusief vir die Afrikaner gemeenskap te skep. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria het verlede jaar bevind dat Kleinfontein 'n onwettige nedersetting is omdat hy nie voldoen aan die soneringsregulasies van die Tshwane Metro nie. Die sowat 1500 Afrikaners wat in Kleinfontein woon, ontken dat hulle probeer om 'n Urania in die Tshwane Metro te skep. Die voorsitter van die dorpse raad van direkteure, Rian Genis, het die MK-party se onaangekondigde besoek as 'n feitesending bestempel om te sien wat in Kleinfontein aangaan. Dit was 'n redelike senior afvaardiging van hulle, heelwat van hulle wat Kleinfontein besoek het. En dit het plaasgevind, die gesprekvoering het plaasgevind onder die vaandel van 'n feitesending van hulle af, om hulle self te vergewis van die stand van die Kleinfontein gemeenskap. Hoe lyk dit? Wat gaan daar aan? Wat doen ons? Hoe is ons? En dies meer. Dit was eintlik 'n baie positiewe ontvangs en gesprekvoering. Die afvaardiging is gelei deur die hoofsweep van die MK-party, Zanele Manyi. The impression created
is that this is like only an Afrikaner enclave. If you don't subscribe to Afrikanerdom, you are not welcome here. Genis sê die grondwet laat die ontwikkeling van gebiede soos Kleinfontein toe. Daar is egter streng voorwaardes vir diegene wat daar wil woon. Alhoewel die gesprekvoering positief was, is dit duidelik dat die MK beskou Kleinfontein as 'n rassistiese enklawe of teruggryp na die verlede en dat hulle dit duidelik gemaak dat hulle gekant is daarteen. Ons het duidelik gemaak dat dit nie gaan oor ras of afsondering van enige aard nie, dat ons nie 'n eiland is nie, dat ons deel is van 'n gemeenskap, maar dat ons wel daarop aanspraak maak dat ons kultuur, ons tradisies, ons wese, aard en wese wil uitleef en dat ons baie trots is om dit te doen. Kleinfontein is wat 30 jaar gelede deur die Boerevryheidsbeweging gestig en is tussen Pretoria en Bronkhorstspruit in Gauteng geleë. Die gemeenskap is selfvoorsienend. Die nedersetting het sy eie watersuiwerings en rioolstelsel en koop elektrisiteit regstreeks van Eskom. Die gemeenskap produseer ook sy eie voedsel op die grond wat voorheen plase was. Die Demokratiese Alliansie se saak word môre in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor om te verhoed dat die 0,5% belasting op toegevoegde waarde op die 1 Mei in werking tree. Die EFF sal ook 'n tussentydse hofaansoek indien om dieselfde te doen. Dit terwyl die nasionale tesourie in 'n stryd teen tyd gewikkel is om alternatiewe vir die BTW-verhoging te vind. The Democratic Alliance's urgent court application to interdict the pending VAT increase will be heard in the Western Cape High Court on Tuesday, the 22nd of April, 2025. The DS delegation of leadership will attend the court proceedings. This follows what we view as an unprocedural adoption of the fiscal framework by the Standing Committee on Finance on the 2nd of April 2025, which was adopted through a narrow margin on the 3rd of April 2025 in the National Assembly. The fiscal framework, which contains the VAT hike proposal, is a betrayal and burden on the poor that must be stopped. We respect the courts and we will follow the direction of the courts in terms of what they decide after having weighed in on both arguments. I think what is important is to separate the litigation from the work that is being done to make sure that whatever the illegal issues are in terms of litigation, we still are able to have an outcome where South Africans pay less tax on the one hand, and on the other hand, we do not end up with budget cuts that are in any case going to become harmful to the delivery of the services that South Africans deserve. Die Solplaatjie Universiteit in Kimberley in vennootskap met die Waternavorsingskommissie het die Waternavorsingsentrum van stapel gestuur om die Noord-Kaapse wateruitdagings aan te spreek. Die sentrum gaan navorsing doen oor verskeie maniere waarop munisipaliteite hulle waterbronne kan aanvul. Al hoe meer dorpe in die Noord-Kaap staar watertekorte in die gesig. Veral inwoners van Delportshoop, Gongong en Warrington het die afgelope jare waterprobleme. Die program, wat 2 jaar gelede begin is, sal praktiese oplossings ontwikkel en waterbestuur in droë streke bevorder. The purpose is to do fundamental research in water and also to work with the local communities to empower them about water scarcity and about necessary skills related to water. And also we want to look at the possibility of establishing a SACNAS accredited laboratory to be able to help the local communities to measure the quality of water. Die vennootskap sal ook uitdagings wat deur klimaatsverandering en bronne wat ondergrondse water bedreig aanspreek. In the Northern Cape, they rely mostly on groundwater resources for most of the province, and these groundwater resources need to be studied, need to be developed in a way that it provides sustainable supplies. But also a major problem in this province is that although it's highly dependent on groundwater, there's no groundwater capacity in municipalities to manage this. Die navorsing moet ook rioolprobleme oplos. So we have made this the training center as well for local government. We've seen how in the last 2 drop reports, the Northern Cape municipalities
really performed badly. However, we are hoping that through this intervention, there will be training. SALGA is on board in the Northern Cape. So there will be training of councillors, there will be training of process controllers, and we want to see at least some change at the next drop report. Die Waternavorsingsentrum hoop die universiteit sal meer begin fokus op geohidrologie. Die Suid-Afrikaner Garrick Higgo breek sy droogte in die PGA golftoernooi reeks na 4 jaar en ons het ook weer vermôre. Bly by ons ingeskakel. Dis dan al vir vanaand. Ons wens jou alle sterkte toe vir hierdie verkorte werkweek. Tot môre aan dan. Totsiens. Goeienaand, welkom by die weer. 'n 30 tot 60% kans vir reën word vannag verwag oor groot dele van die land. Vir môre word reën steeds verwag oor groot dele van die land. Ons sien miskolle môreoggend in die noordelike dele van die land en aan die sentrale gedeeltes 'n 80% kans vir reën word dan verwag oor groot dele van die Oos-Kaap. Vir vannag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van Noordwes en dan ook Noord-Kaap en dan in die Vrystaat. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat verwag word langs die Weskus. Vir môre steeds 'n waarskuwing vir sterk wind wat verwag word langs die Weskus. Dan sien ons 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie in groot dele van die Noord-Kaap en dan Vrystaat. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën wat verwag word langs die kus van die Oos-Kaap. 'n Geel vlak 2 waarskuwing wat dan later oorbeweeg na 'n oranje vlak 6 waarskuwing. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Carletonville 10-23 en dan Johannesburg en Springs albei het 'n maksimum van 23. In Limpopo, wat ons volgende provinsie is, reën word verwag in gedeeltes van die provinsie. Polokwane 13-27, Messina het 'n maksimum van 35 en Tabazimbi het dan 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 29. Mpumalanga, Skukuza 20-34, Imalahleni 12-23 en dan Mkondo het 'n maksimum van 27. KwaZulu-Natal, Ulundi 14-29, Kokstad 9-17 en dan Durban het 'n minimum van 19 en 'n maksimum van 24. In die Oos-Kaap, Mthatha 13-15, Willowmo 'n maksimum van 14, Graaff-Reinet 10-15 en dan Gqeberha het 'n maksimum van 18. In die Wes-Kaap sien ons enkele buie en donderbuie, Kaapstad 15-23, Klein Willem 11-25 en dan Beaufort Wes het 'n maksimum van 16. In die Noord-Kaap, verspreide buie en donderbuie, Sutherland 6-15 en dan Kimberley het 'n maksimum van 24. Baie nat in Vrystaat, Frankfurt 10-23 en Welkom het 'n maksimum van 22. Ons laaste provinsie Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Lichtenburg 12-24, Vryburg 14-23 en dan Bloemhof het 'n maksimum van 24. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.